Hartlik welkom in die bekendstelling van die nuwe program wat gaan plaasvind weekliks. Die aanbieder Johan Heymans vir die program genaamd Die Blou Bloed Kontry. Maak seker dat jy 'n punt daarvan maak om in te skakel Saterdagoggend op die YouTube kanaal waar jy dan na die verrigtinge van die vorige week kan kyk en dan ook opsommings wat ons dan gedoen het en dan voorbereiding vir die week en wat ook al daarna gebeur. Die program gaan insluit onder andere besprekings oor die Carlton Clubs, kapteine, afrigters wat ingetrek gaan word per episode, per wedstryde wat afgehandel is. Ons kyk ook na die Vroueliga wat gaan plaasvind hier in die Blou Bloed Kontry. Natuurlik ook dan die hoërskole en die laerskole. Dit is vir ons 'n aangename voorreg dan om hierdie dan vir u te bring, net ter kennis en insaag, nie net oor datums nie, maar ook oor die spelers, die afrigters en die beweging van rugby in ons Blou Bloed Kontry. Dit is vir my as aanbieder dan 'n voorreg, Johan Heymans, om dit reg hierdie seisoen vir u te bring in 2026. Ons is meer as spelers, ons is broers. Deur te Kenton, ons is blou bloed. Ja, ons is blou bloed. Ja. Die pyn in ons is 'n ou vriend. Ons deel dieselfde, die blaumerg en been. Deur staal en stof, ons een verbond. Ons blou bloed bind ons sterk en gesond. Ons blou bloed bind ons sterk en gesond. Ja, ons is een. Willem, hartlik welkom hier by die nuwe program wat ons loods hierso. Ons het 'n baie groot en sterk spelerspool hier by die Blou Bulle, Willem. Ja, ek dink jy weet ons het 'n opwindende amateurseisoen wat vir ons voorlê, amateur rugby wat nou begin. Professionele manne wat nou einde se kant toe staan met die URC uitspeelwedstryde wat einde Mei begin en tot in die tweede week in Junie. Maar amateur rugby wat nou afskop, ons het uitstekende begin aan die seisoen gehad met die Sibanye Stillwater kompetisie. Ek dink was uiters suksesvol gewees, 40 klubs van 6 provinsies wat deelgeneem het. En die Cup afdeling wat uiteindelik gewen is deur Northern Rhinos wat Naka geklop het. En die Shield het Nelstroom nogal verras dink ek. Hulle het Mogol geklop, die Limpopo klubs wat uitstekend presteer het daar. En die vroue afdeling wat gewen was deur Harlequins van Pretoria. Nou gaan ons in die Carlton in, waarskynlik die sterkste kompetisie in die land. Ongelukkig net 5 spanne, maar nogtans dink ek die sterkste kompetisie in die land. Beide die SA kampioene, Naka Gold Cup en dan Tikkies wat nou die Warsiebeker gewen het wat in aksie gaan wees. Centurion en Harlequins wat afgerig word deur 2 bokke, Gary Botha en Jacques Potgieter, wat ek dink baie meer dinge gewees. En dan natuurlik Tyne Grissies, Mieke Helema en sy span wat verlede jaar in die finaal gespeel het. So uiters strawwe meer dinge in 'n kompetisie. Ek sien baie uit na die liga. Presidentsliga kan ook baie interessant wees. Spanne soos Knights, Pretoria, Stadio Pretoria wat daar in aksie is, so ook die Reserve Liga. En dan natuurlik ook die Limpopo Ligas, Waterberg en die Limpopo Noord wat ook afskop, so prop vol klub rugby seisoene vir ons voor lê. Ek dink ons aan die skolekant sien ek ook baie uit. Is alreeds 'n klomp opwindende wedstryde gewees het, Garsies wat affies geklop het. En natuurlik die Pretoria skole wat ek dink baie goed gedoen het tot dusver in die Noord-Suid kompetisies en in die Wille Klawer en in die ander kompetisies en dit sal hopelik ook bydra tot 'n sterk kruimweek span. En dan laerskole natuurlik ook, natuurlik ons laerskole is van die beste in Suid-Afrika, die sterkste hier in Pretoria. Hulle sê vir alle wanneer altyd besoekende spanne en hulle sê hulle wil tog nooit teen 'n laerskool in Pretoria speel wat eindig met die woordjie park nie, want as jy teen daai parkspanne speel dan is jy pak slag gewaarborg. Maar ja, ons laerskoolvereniging word ook uitsonderlik goed bestuur en eintlik is ons rugby op alle plekke 'n uitstekende spasie. Vroue klapliga wat ook gaan afskop. Dit groei natuurlik ook geweldig. So ek is eintlik hier waar ek sit baie tevrede en ek sien uit na 'n great seisoen. En ons het maar altyd planne om rugby na die volgende vlak toe te vat en die Sibanye Stillwater wat ons nou gaan verder uitbrei ook volgende jaar. Maar daaroor kan ons dalk later in die jaar 'n bietjie meer gesels. Ja, Willem, uitstekend. Ek moet vir jou sê, dit is nou nie hier of daar nie, maar met jou aanleiding hierso by die Blou Bulle gaan dit voorwaar
ek meen ek en jy wat mekaar al ken na van Puma se dae van sulke goede, gaan verwaar baie goed hier by die Bulle. Jy weet, ek is self ook nou betrokke wat my 24ste jaar in die Blou Bulle opset wat die skeieregters gaan betref en so aan. En 'n mens kan duidelik sien die verskille wat ingetree het en so aan. So baie geluk daarmee. En dan die inisiatiewe wat gedryf ook word nou in die jaar wat voorlê en dit wat jy beplan en dit wat julle beplan is Unie hierso en so aan. Dit maak rugby vir ons weer opwindend. Dit is hoekom ons natuurlik so programme soos hierdie weer aan die gang wil kry of op die lig wil kry. En ek dink dit gaan net nog 'n faset van die spel uitbrei, weet. Ja, nee, dankie Johan. Ons ken mekaar nie van Puma daar, van Suidoos-Transvaal daar. Natuurlik, Suidoos-Transvaal, ja, dis nog voor Puma. Ek dink jy weet, een van die dinge toe ons nuwe administrasie begin het, is al 8, 9 jaar terug was groei en uitnemendheid. Dis die twee goed wat ons wil doen op elke vlak. Ons het nou oor die Carlton gepraat en presidentsliga nie meer, ons gaan weer vanjaar. Ons het hom verlede jaar laat herleef die Noordval Platland kompetisie, ons gaan hom weer vanjaar aanbied. So dit gee vir ons kwaliteit of ons elite spelers uit die presidentsliga en reserveliga asook die afrigters ook geel word om te presteer om die Blou Bulle op daai vlak te verteenwoordig. Ons Blou Bulle 7 span sal ook weer later vanjaar in aksie wees en ja, ek dink ons probeer geleenthede skep vir amateurspelers en om daai pathway of daai pipeline so sterk moontlik te maak. Wie weet, daar's dalk nog 'n JJ Skeepers, daar's dalk nog 'n Jack Hart wat bietjie later ontwikkel as die ouetjie wat al hier op skool soos 'n Springbok speel. En ons moet hom altyd daai geleentheid gee om bo uit te kom. Ek dink belangriker is dit is om klub rugby of amateur rugby sterk te hou is die rede hoekom ons weet ons gemeenskapsrugby sterk hou. Van Messina tot in Centurion is dit wat ons wil bereik en dan dink ek weet maak ons ook 'n bydrae tot ander provinsies soos met Sibanye waar 6 provinsies betrokke was. Ons het natuurlik die Gold Cup herleef waarby die hele Suid-Afrika baat vind. Maar ja, ek glo jy weet jy bou 'n huis van sy fondamente af, jy bou hom nie van die huis af onder van die dak af onder toe nie. So ons moet amateur rugby sterker. Definitief. Ek was self betrokke geweest daar by die finale van die Sibanye daar in Nabospruit. Nee, dit was nie Nabospruit nie in Potties geweest. En agterna het ek nou met die Noustrom week wat ek by rugby week was, het ek daar met van die spelers wat gespeel het in die finale daar net, het ek met hulle gesels. En 'n mens kan nie glo die ongelooflike waardering wat hulle het aan die blootstelling wat hulle nou kry nie. Jy weet vroeër was hierdie goeders net hulle speel in finales en wedstryde word nie gesien nie. Nou kry hulle die kans om daai blootstelling te kry. En jy en ek weet op daai vlak help daai speler om net 'n vakkie of 2 bo sy vermoë te gaan. Ja, definitief en jy weet dis een ding, maar die ander ding wat vir my amper meer waardevol was is hoeveel van daai klubspanne daar in Limpopo en selfs hier in die President Reserveliga gesê dat die liga het ouetjies gestimuleer en dat hulle nou tweede of derde spanne het vanjaar. So jy weet ewe skielik was daar geel wortel vir ouetjies om weer klubrugby te jol. So moenie daai ook weggooi nie, maar ja, nee, dit was 'n fantastiese liga so gesê. Ek dink ons amateur rugby, ons professionele rugby ook is op 'n ontsettende hoë vlak. Amateur rugby is sonder enige twyfel die leiers in Suid-Afrikaanse rugby. En hopelik kan die Vodacom Bulle ook nou in die URC, jy weet, aan die begin 'n bietjie gestruikel oor 'n hekkie of 2 met die nuwe afrigter en toe het hy nou nuwe hulpafrigters ingebring, Marcel Coetzee kaptein geword en definitief was daar 'n opwaartse kurwe, die verdediging was baie beter. So hopelik kan ons met hier teen die 2 Italiaanse spanne, jy weet, 5 punte elk kry per wedstryd, laat ons in die uitspelwedstryde dalk 'n tuiskwart kan hê. Maar ek glo ons het 'n span wat in uitspelwedstryde kan moeilikheid maak, jy weet, met die Andre Pollards en ons is 'n span vir uitspelwedstryde. Ja, definitief. Daar's eis in ouens soos Andre hulle se are, so wanneer dit saak maak. Ja, ek moet nie te verbaas wees as hierdie Vodacom Bulle ons nog baie trots maak nie en hopelik kan ons nog 'n Springbok of 2 ook by die 12-13 wat ons reeds het vir die bokke oplewer vir die volgende jaar se Wêreldbeker. Maar ja, ek dink op alle vlakke is ons in 'n goeie Wat die Bulle aanbetref is as hulle 'n voet in die deur kry, dan dwing hulle hom oop, jy weet. Hulle skop hom oop my maat. So daar lê baie belofte voor. Maar om terug te kom na die Carlton Liga toe, op watter basis gaan hy afhandel word? 'n Dubbelronde, dan finale, spanne met 'n dubbelronde, 'n semi en 'n finaal. En dan natuurlik ons 3 spanne vir die Gold Cup word reeds met verlede jaar se kompetisie bepaal. So uiteraard na Bulle outomaties omdat hulle se kampioen is. En dan sal Tuine Grizzlies en Centurion ons so verteenwoordig in die Gold Cup.
Ja, en ja, dis dood eenvoudig 'n blou bil klap met daai kompetisie. Dis hoe dit gaan werk en so aan. Tot aan die begin van die seisoen nou wat Vernami Carlton aanbetref, wat ons reg gesê het vroeër, 'n suksesvolle Sibanya Stillwater liga wat ons gehad het of 'n kompetisie wat ons gehad het. Maar as ons kyk na die Carlton gedeelte hiervan, tot en met wanneer strek hierdie Carlton liga? Hy begin nou eers komende naweek, wat is dit, die 2de Mei, en dan strek hy tot daar, ek dink einde Augustus, begin September. En dan skop die Gold Cup af, wat dan nou hardloop tot einde Oktober. So dis maar 'n lang seisoen, jy weet, vir die klubspan en die amateurmanne. As jy vat, ons het al Februarie begin met die Sibanya Stillwater, maar ja. Ja, dit is interessant. Willem, en dan die wedstryde wat aangebied word, gaan dit dan maar soos in die ou tyd Saterdag plaasvind of word daar gekompenseer vir die provinsiale wedstryde en kompetisies? Nee, sover ek weet, is dit maar Saterdag. Ek dink uiteraard met die Bokke teen Skotland hier op Loftus 11 Julie. En dan met die Bulle teen die All Blacks, wanneer is hy 19 Augustus, is dit byvoorbeeld loslootjies wat die klub sal hê. Okay, ja. So ja, ons maar ek meen nou, soos ek sê, die Vodacom Bulle maak eintlik nou einde June klaar. Ja. Dan is hulle afseisoen terwyl die Carlton aan die gang is. Dit is wel dan die Curriebeeker, maar kom ons wees nou maar eerlik, dis nou 'n ontwikkelingskompetisie waar ons juniors inspeel. Maar ja, vir daai twee groot datums kompenseer ons. Willem, dan wil ons net so vinnig aanraak, tikkies. Waar's die Kap? Mense kan nie dink dat hulle die een seisoen in die onderliga gespeel het en die volgende seisoen is hulle die kampioene nie. Ja, dan 2 seisoene terug. Ja, nee, uitstekende werk deur Dewey Swartboy en Bossiele en Steven Wolle en al die mense daar betrokke. Ek was daar gewees. Dit was fantasties geweest. Ja, ek dink soos jy nie 'n seisoen, maar 3 seisoene terug. Ja, ja. Was hulle nog nie waar die skuld. Ek dink die seisoen voor dit het net alles wat kon verkeerd geloop. Hulle het nie daar gehoor want elke game 100-0 gewen. Toe terugkom verlede jaar in die semifinaal gespeel en vanjaar die finaal gewen en oortuigend gewen. Ek moet vir jou sê, daai verdediging van daai tikkies manne was uitsonderlik en ek het sommer gesien daai eerste 8 na 10 minute by die pik of wat hulle naam ook al nou is aangeval het en tiks hulle uitgehou het ek net toe hulle daar draai en wat Eagles is mos hulle naam. Ja. Toe hulle daar draai en hulle het nie punte aangeteken na die eerste 10 minute en jy kon sien hierdie tikkies ouens is 'n impak gehad. Is reg vir hierdie wedstryd. Ja. Willem, baie dankie vir jou tyd wat jy kon afstaan vir ons nou hier vanoggend en nou vanmiddag eerder en dan vir die seisoen wat voorlê. Ons hoop om jy weer raak te loop. Jou kennis is insiggewend vir ons almal en dit sal net oordra, maar geluk met dit wat jy bereik het sover en voorspoed met dit wat voorlê. Nee, baie dankie Johan en ek weet die skeieregter is ook naby aan jou hart en aan myne. En dan ook trots om te sê dat ons weer eens 10 verteenwoordig is op die nasionale panele, die meeste van al die provinsies in Suid-Afrika. Ja. En ek dink ons gaan nog 1 of 2 addisionele hê wat binnekort internasionaal gaan blaas ook. Ja, uitstekend. Ek het juist nou die dag met Jana Viljoen gesels. Sy is ook al redelik op in die range en sulke goeders. Ons het baie goeie skeieregters hier. So en met alle respek, ek is nog redelik al oor die show as jy dit so kan sê. Ek word blootgestel en ek moet self die Blou Bulle skeieregtervereniging gelukwens. Ons is werklik waar 'n tree of 2 voor die res. Ja, definitief. As hierdie klappies in my so moune en wag gesê ek wag net gaan dat julle gaan ander manne raak op dan kom hulle maar terug en hulle bieg nie. Nee, maar ons skeieregters. Maar weer eens baie dankie Willem en alle eer aan julle ouens hoor. Dankie Johan. Dankie Willem. Ons is meer as spelers, ons is broers. Deur te Kenton, ons is blou bloed. Ja, ons is blou bloed. Welkom hier aan Shanay Rigter, hier van Harlequins Rugby Klub af en op kort kennisgewing wat jy by ons aansluit. Julle is die kampioene van Sibanya Stillwater. Yes. En julle het uitstekend gevaar verlede jaar het jy in die persoonlik of in ons plaaslike liga het julle tweede geëindig teen Tuks. Ja. Ja, julle het 'n baie goeie seisoen gehad tot en met dusver. Wat gaan julle doen om te keer dat julle 'n bietjie op eiers begin loop en bang is julle maak foute en daai tipe van dinge? Eerstens, ek dink nie my coach wil dit toelaat nie. Okay. Hy maak seker ons is reg vir die ding. Jy kan maar sy naam sê. Ook coach Tino, ja, nee, verseker, Ja, hy's ja, hy's ja. 'n legend, so ek mag maar sy naam sê. Ja, Ook maar met coach en hulle almal, Monelli, hulle almal wat ons help in goeters. Ons dissipline is daar, ons oefen hard, ons werk hard. Dis nie van naweke gaan rus ons nie, ons doen huiswerkies en goed wat hy vir ons gee.
So indien dalk ons as ons op eiers gaan loop, ek dink as ons net op 'n eiertjie trap gaan die coach klaar keer dat ons nie doen nie. So ek dink sy werkende goedjies is daar so om ons. En dis belangrik in elk geval ek dink ek is baie belangrik dat jy jou voet op die grond hou. Ja. Jy kan uitreik vir die sterre enige tyd, maar jy kan nie altyd jou voet op die grond hou nie, maar daarteen moet jy waak, jy moet dit daar hou. Julle doen uitstekend sover. Hoe sien julle die jaar wat voorlê vir julle? Ons het obviously op 'n baie goeie noot begin. Ek meen ons is Sibanye Stillwater champions. Maar ja, ek dink hierdie jaar gaan goed wees vir ons. Ek meen soos wat ek sê, ons werk hard en alles, so ons gaan die vrugte pluk daarvan. Ons moet net aanhou met dit. Ek weet julle is ook seker bewus daarvan dat julle gaan die Sibanye League speel in die Cup in die Shield. Die koppie en die skild, as mense nou in Afrikaans praat daaroor. Julle gaan sekerlik in die Cup speel. Blootstelling teen die topspanne van verskeie ander provinsies. Hoe meet julle julleself daan nadat julle nou as kampioene gekroon was hierdie jaar? Ek sal nie sê ons moet groot kop kry op daai noot nie. Ek meen ons speel maar gewoonlik rondom met spanne hier rond. So ons weet nie wat ons verwag nie, ekskuus. So ek dink daar's baie goeie spanne daar buite in elke provinsie en ja, soos ek sê, ons moenie dink dit gaan maklik wees nie. Daar's spanne daar buite wat dalk harder oefen of dalk soos wat ek sê, mens moet maar altyd gereed wees vir wat kom. Jy sal weet net so goed soos ek seker ook uit. My speler daai is jy het jou altyd gemeet aan die beter en die beste spanne. Ja. Dit is al hoe jy jou spel dan verbeter ook en so aan. Sê my gou-gou net om terug te kom soos wat ons begin het, wat dink jy van Tikkies? Hoe sien julle die seisoen wat voorlê vir julle met Tikkies? Want onthou nou net, hulle was verlede jaar die vroue kampioene gewees. Julle is hierdie jaar Sibanye kampioene. Hoe sien jy daai ene? Ek dink is maar kampioen teen kampioen. Ek weet, may the best man win, of may the best, soos hulle sal nou sê, the team win. Ja, nee, Tiks, ek weet nie, hulle is sterk, hulle is goed, maar daar's net iets anders aan Harlequins en ek sal by dit staan. Maak nie saak of ons teen hulle verloor het of wat ook al nie. Ons doen baie goed teen hulle en ek dink ons is reg vir hulle. Ek weet ons is reg vir hulle. Ja, dit gaan alles oor ingesteldheid. Ek sê jou fisiese vermoë is een ding, maar as jou ingesteldheid nie daar is nie, jy kan opdaag vir 'n wedstryd, maar jy gaan nêrens wees op die tellbord. Ja, soos my coach Dino altyd sê, dit gaan ook alles oor mindset. En ja. Dit is baie belangrik. Maar nou ja, man, baie dankie dat jy ons te woord gestaan het. Ons gaan julle volg deur die seisoen. Definitief gaan ons daar sou wees. En dit is die een wedstryd wat ons definitief gaan uitmerk om by te woon. En maar alle sterkte vir julle, dra dit oor aan die klub en dan ook aan al die vroue klubs wat deelneem. Vir elkeen van julle voorspoed, sterkte vir die seisoen. Maar weet net, wie is die champs van Stillwater, Sibanye Stillwater. Julle gaan julle kragte moet meet teen hulle. Baie dankie weer eens aan jou. Baie dankie julle. Ons is meer as spelers, ons is broers. Deur te Kenton, ons is blou bloed. Ja, ons is blou bloed. Ja, hartlik welkom dan hierso by die Blou Bloed Kontry program. Ek die aanbieder Johan Heymans. Ek het hier vir Tikkies hier so aan my vingerpunte beet. Damian Dragoner, welkom hier by ons. Dankie dat jy jou deel ook dan bybring vir Tikkies hier vandag. Baie dankie meneer, ek waardeer. Dankie vir die geleentheid. Ja, so aan die begin van die seisoen. Julle het nie gespeel in hierdie Sibanye Stillwater reeks nie? Soos ek kan sien, ons is 'n bietjie 'n kleiner groep. As in die verlede van die ou Tikkie. Ons die baie senior manne nie. Meeste van die clubs, die ouens gaan maar as hulle klaar geswat is, gaan hulle maar beweeg hulle aan. So ons het eintlik nie die waarskap tyd gehad, so ons het eintlik die diepte gehad om actually in die Sibanye dan betrokke te wees. Ek wil nou net sê Sibanye was vir julle maar eintlik 'n bietjie sekondêr teenoor die primêre doel was en dit is om die Varsity Cup terug te wen en wat julle uitstekend gedoen het hierdie jaar. Ja, dankie. Dit is nog een van die dinge wat die ouens uitgesien het. Nou, dit is afgegaan na die siel toe. En daai selfde groep van die manne het 'n bietjie opgewerk en seker gemaak dat hulle weer die history en hy trots weer van Tikkies weer in hy try in kan sit om seker te maak dat ons die 6
6-time champions is. Maar dan nie een ander universiteit nog Ja, ek meen maar weet verseker, is nie net julle wat trots is en bly is daaroor nie. Julle het die Blou Bloed kontry ook bly gemaak wat dit dan betref. Ek meen elkeen van ons dra dit in ons hart dat daar verteenwoordiging was en ons kan met reg sê en trots sê dat julle is ons jong manne wat deurkom. Ja, dankie. Ons het actually was 'n slogan van ons wat ons hierdie jaar gebruik het as Pretoria bound by one stripe. So as jy sien die meeste van Pretoria se jerseys as van 'n streep en so ons het regtig gevoel dat ons voel hy support wat julle vir ons gee en hy ondersteuning ons waardeer dit regtig baie. Ja, sonder hom aan te haal sonder sy toestemming, maar dit is wat Rassie reg gekry het met die Springbokke en met Suid-Afrika vereniging, jy weet, en ek dink dit is daai ding wat julle ook doen nou, die effek wat julle het deur die Varsity Cup kampioene te kan wees, wat julle laat deurspoel hier in Blou Bloed kontry. Damien sê vir my, julle gaan nou in die Carlton Cup ook deelneem. Julle eerste wedstryd is Saterdag. Ja, dis die Grizzlies. Ja. Nou by alles, so ons eerste paar games gaan 'n bietjie weg wees van die huis af. So dit gaan 'n bietjie toets wees. Soos laas jaar was 'n bietjie taaf geweest op die manne, so ons sien uit daai nuwe challenge. Is dit vir julle 'n groot oorskakeling van Varsity Cup af na Carlton toe? Ja, dit is regtig 'n groot ene vir ons. Die games is 'n bietjie stadiger maar harder. So soos ek kan sê, daar's nie baie geleenthede om 'n bietjie in die ouer manne. Hulle knous ons 'n bietjie af, maar hierdie jaar ek dink is dit 'n bietjie meer fight gekry en dis hoekom ons so dominant was in die Waaskap en omdat ons daai harde games kry in die Carlton in. So ek dink ons gaan kyk hoe kan ons voorbou van daai af. Interessante aspek. As ek het vir Gary van Koens vroeër gehad en ons het 'n Koen gehad van Centurion af. Beide klubs wat deur Jacques Potgieter en Gary word nou self afgerig word. Hulle sien ook uit met groot verwagting uit na die seisoen toe, voorbereiding, daai goeters. Nou wil ek terugkom, ek het baie van die wedstryde verlede jaar ook in die Carlton Cup 'n kommentator gewees en wat vir my duidelik was daar was 'n bietjie van 'n op en af stryd gewees tussen die spanne. Jy weet, die besoekende span verloor wen die wedstryd. En dan gaan hierdie tuisspan wat nou die wedstryd verloor het, 'n week of 2 later en hy gaan wen om daar op daai as besoekers van daai kant, jy weet. So dit was vir my 'n bietjie up and down geweest. Hoe dink jy gaan julle vaar hierdie jaar? So wat ek Dit is dieselfde ding geweest, né? Ja, dit is dieselfde. Ons het die 50 gevat by ons tuisveld en toe ons weer 50 weer by Naka weer gegee. So dit is waar jy sê, dit is maar een baie ding omdat die kompetisie so tyd is en ons is 'n bietjie min spanne. En jy dadelik hy kans om weer reg te gaan maak waar jy fout getrap het. Miskien was jy 'n bietjie relax geweest by 'n home game en dan kan jy weer 'n bietjie as jy weggaan dan kry jy weer geleentheid om net weer seker te maak jy kry 5 punte van dan was 'n bietjie tyd vorentoe. Damien, voorsien jy of kom ek vra eers so, hoe dink jy wat voorsien julle vir hierdie Carlton Liga? Wat is julle mikpunte? Die mikpunt is verseker om 'n semifinal te maak en dan jy wil elke jaar wil jy 'n bietjie beter doen. So ons wil kyk of ons sien daar tweede, derde in die Carlton eindig en dan daarvan wil ons opvat en kyk wat gebeur in die final. So 'n final is gewoonlik 'n game wat ek het weerskant toe gaan. As wie hard op dag op dag so ons wil self 'n geleentheid skenk om te sê dat ons hy fight kan hê om hy geleentheid te oorhand en maybe kan ons weer daai Carlton weer terugbring Els de Villiers. Ja, ek dink julle gaan maar sterklik op soek wees vir daai kap. Ons het vroeër gepraat 'n bietjie oor waar julle deur die ligas gekom het en daai tipe van ding. Julle het 'n verkleinde spelergroep by julle en dan aan die ander kant die seisoen wat rek tot aan einde Oktober. Ek het vroeër met Willem Straas, die president van die Blou Bulle Unie, het ek ook 'n bietjie gesels en so aan. Dis 'n lang seisoen. Voorsien julle dat julle die bene gaan hê tot aan die einde van die seisoen? Ek sien dis maar ons is nou nie klaar gemaak met die liga, so jy nog gesê ons is klaar gemaak met Varsity Cup. Nou is ons al weer in een van die hardste kompetisies in Suid-Afrika in. Ja. Wat actually die hardste kompetisie is. Eintlik ja. In Suid-Afrika en soos jy nog sê, behalwe dat die toernooi so lank kan wees, die liga so lank kan wees, het ons nog 'n USA wat ons nog moet gaan speel in die middel van dit in June en July in, waar ons die 3 Varsity Cup games in 'n week in gaan speel. Ja. So ons is nog daai ook om nog uit te sien daar. Baie rugby. Om te kyk en dis hoe die ouens maar manage en sekere kere daarmee, maar soms moet jy maar 'n paar games laat gaan om manne 'n bietjie te rus. Soos ek sê, ons speel 'n bietjie van ons juniors om te kyk of hulle goed genoeg gaan wees om 'n bietjie die pyp te kan rook
by die Varsity Cup, sodat Sekerlik. hierdie liga gee vir ons so baie. As ons nou terugvoering met ons juniors wat 'n bietjie senior rugby begin speel, sodat hulle hy harde rugby kan speel, en dan dit maak dit makliker vir hulle as hulle weer terug gaan in die Varsity Cup in. So soos ek sê, ek weet nie of hoe lank ons hou nie, maar ons sal maar kyk, maar dit hang seker maar op die coaches. Jy moet seker maar goed ken manage en seker weet en hou maar die tye dop wat die manne speel maar joh. Ja, Damian, ek wil jou nie op die spot sit nie en ek wil afsluit in hierdie kort onderhoud wat ons het. Ons doelwit is om hierdie weekliks te doen en so aan. Ons gaan nie elke week sê nou maar net vir tikkies hierso hê en of Queens of wie ook al nie. Dit sal so om rondom talie gaan, maar ons doelwit is om die mense daar buite ingelig te hou teenoor wat gebeur hier, en die beste mense wat ons daai inligting kan gee, is jy wat hier sit, is die volgende ou wat hier gaan sit van die volgende klap af. Ek wil vir jou vra, en ek wil jou nie op die spot sit nie, maar ek wil graag by jou weet, gaan julle dalk volgende jaar in die Sibanya Stillwater League kan deelneem? Hoekom ek so vra? Met Borge het hulle hierdie jaar op 'n baie hoë noot weggespring. Ek was blootgestel ook aan 'n hele klompie van daai wedstryde, goeie rugby. Gaan julle weg kan oop sien soontoe? Of is daar net te veel kompetisies vir julle? So dit gaan nie oor die te veel kompetisie, dit gaan met oor as ons die diepte kan kry in ons groep in tussen die Varsity Cup en Sibanya, van daar klop ek sien op provinsiale tye. Ja. So maar as ons dit kan doen en hoeveel games wat daar is, dan kyk dit sal altyd 'n goeie geleentheid wees vir ons. En so Sibanya se prysgeld ek sien meer as Varsity Cup so. So hoekom dan nou nie? Miskien kan ek 'n bonus kry. Ek dink nou weer aan die ander kant, jy weet, ek dink wat julle kan bydra vir rugby, maar as jy die geld ook is, well, why not, jy weet. Ja. Maar Damian, ek moet vir jou sê baie dankie vir jou tyd wat jy afgestaan het. Dankie vir die kort kennisgewing dat julle ons hier by ons goue tydjie kom afknyp het, en ons gaan mekaar definitief sien in die seisoen wat voorlê. En of dit nou op die veld of van die veld af is, mag dit net voorspoedig gaan met julle, hoor. Ja, baie dankie vir die geleentheid. Dankie Damian. Ons is meer as spelers, ons is broers. Deur te Kenton, ons is blou bloed. Ja, ons is blou bloed. Hartlik welkom weer eens hier by die Blou Bloed Kontry. En is 'n program wat ons poog om weekliks dan aan u te bring, ingeligte inligting vir u deur te gee, en waar jy ook al mag wees, nie noodwendig langs die rugbyveld nie, dat jy ook kan baat hierby. Ek is baie gelukkig en bevoorreg dan om vir Dylan Smit, kaptein van die Varsity Cup kampioene, amper sê ek kampioene te wees hier by ons. Welkom hier by ons, Dylan. Ja, baie dankie oom, is 'n voorreg om hier te wees. Dankie. Ja, nee wat, net so vir ons. Ek het vroeër ook dan vir Damian gesê hierso, die feit dat julle die kampioene is, het julle iets teruggebring na Pretoria toe, en is nie net 'n beker nie. Is nie net die Varsity kampioene nie, maar 'n belonging tussen die Bloubil kontry mense hierso. Jy weet, ons weet ons is die beste. Ons leef dit uit, en dit is lekker om te sê die Varsity Cup is ook nou hier by ons. So baie geluk aan julle, en voorspoed dan ook vir dit wat vir julle vorentoe lê uit hierdie liga uit. Sê vir my 'n bietjie Dylan, ek het vroeër nou met Damian ook gesels, hoe sien jy die oorskakeling na die Carlton Cup toe? Ek weet dit is 'n uitdaging vir julle, is 'n ander tipe vibe soos wat die Engelsman sê, nee. Ja, nee, definitief. Dit is altyd moeilik om so vinnig oor te skakel. Ek dink dis ook die moeilike ding. Daar's nie baie tyd tussen die Varsity Cup en dan in die Carlton wat begin nie. So dit is altyd vir ons 'n moeilike ding. Ons probeer maar ook hier en daar 'n bietjie spelers rus ook, ouens wat nou elke game gespeel het met die Varsity Cup, week in week uit. Dit raak 'n lang seisoen. Ons het al begin met ons voorseisoen in laas jaar Oktober. So dit raak dan 'n lang seisoen. So jy moet definitief bietjie spelers roteer. Ouens bietjie rus tussenin, en dan ja, dis nou maar ons om gaan aanpak. Ja, daar is 'n uitdaging vir julle, ek verstaan nou nie dat ek namens hulle praat, dis nou Grizzlies nie, maar hulle het verlede jaar in die final gespeel, waarvan julle ook deeglik bewus is. Julle het verlede jaar een keer teen hulle verloor ook. En dan vir julle wat nou oorskakel van die Varsity af, eintlik maar baie gou nê. Julle Saterdag is julle openingswedstryd teen Grizzlies. Hoe voorsien julle daai oorskakeling? Is dit julle Varsity Cup groep wat oorkom, of is daar veranderinge tussenin? Hoe voorsien julle daai? Dit is definitief die groep wat nou maar saam oefen, maar daar gaan heelwat veranderinge wees in daai wedstryd Saterdag.
Ja, daar sou hier en daar nog 'n ou wees wat Varsity Cup gespeel het, maar soos ek sê, dis maar ouens wat dalk nie so baie minute gespeel het in die Varsity Cup seisoen nie. So ja, dit gaan nie die span wees wat nou in daai finaal gespeel het van die Varsity beker. O, okay. Ja, dis interessant. Dit gaan nog steeds uitdagend wees om te sien hoe vaar julle dan teen Grizzlies ook. Ek weet hulle is ook nogal redelik ingestel en geolie. Hulle kon ongelukkig nie vandag hier gewees het nie, maar dit sou interessant gewees het ook om hulle insette te kry waar hulle die hele self meet, want jy moet weet, hulle gaan kom vir julle want julle is die kampioene. Ja, nee. Jy weet, daar maak nie saak of jy met 'n ander span daar aankom nie. So die uitdaging is daar. Dit is by Grizzlies. Ek ken hulle baie goed. Ek het 'n klompie wedstryde van hulle gedoen en ook 'n afgeronde spel, maar julle gaan sekerlik iets in die sakkie hê vir hulle. Ja, nee, definitief. Ons gaan nou definitief bietjie voorberei nog verder die week voor Saterdag en dan sal ons maar kyk hoe dit gaan. Ja, maar baie dankie vir jou tyd wat jy aan ons afgestaan het en Dylan, weer eens baie geluk aan julle ouens wat so hard geveg het. Ek weet dit is vroeg in die seisoen, Varsity Cup is Varsity Cup en ons kan dit nie mis nie. Dit is 'n uitstekende reeks en ons is bevoorreg. En dankie dat julle daai beker weer terugbring het Pretoria toe. Nee, baie dankie. Voorreg is ons. Daar's hy Dylan. Lekker seisoen vir julle hoor. Dankie. Ons is meer as spelers, ons is broers. Deur te Kenton, ons is blou bloed. Ja, ons is blou bloed. Welkom hier by die Blou Bloed Kontry, 'n program wat ons weekliks vir u wil aanbied. Daai u kyker daar by die huis. Die spelers wat ons inbring, die klapkapteine wat ons inbring, die klapbestuure wat ons inbring op hierdie program, is alles ter inligting vir u daar by die huis, sodat u kan weet wat het gebeur, wat gaan gebeur en ons is bevoorreg om hier een van die spelers van Tikkies by ons te hê, Dean Coetzee. Hy is deel van die vergrote spelersgroep. Dean, welkom hier by ons. Dankie, is lekker om hier te wees. Ja, sy meer as welkom. Vertel ons 'n bietjie Dean, nou dat daar oorgeskakel word van Varsity Cup af waarvan julle natuurlik die kampioene is. Jy weet nou natuurlik al die jakkalse en wolwe en die wilde honde almal gaan nou kom vir julle. Die oorskakeling na Carlton toe. Hoe sien jy daai oorskakeling en watter spelers bring julle oor? Hoe gaan julle daai ding laat gly? Nee, om so vir 'n voorhou vir myself, die wedstryd is baie vinniger in Varsity Cup. Maar met Carlton beker is dit is redelik stadiger, maar dit is baie meer fisies. Die tackles is baie meer harder. Jy moet baie meer konsentreer op jou rakspoed en al die goed, want ek bedoel as jy mense kyk na Naka en Grizzlies veral, hulle sal sommer in die middel van die veld pick and go. Dan moet jy wat gewoonlik ek as 'n vet man daar is, moet ons gewoonlik daar staan en dan moet Ek sal nou nie sê vet nie, ek sal sê uitermate fris, maar nou ja. Ja. So dan is ons gewoonlik daar en so ons moet jy's meer hoe kan ek dit sê, jy is meer fisies. So dit is 'n baie harder spel. Ja, die spoed is dalk nie so vinnig nie, maar wanneer dit kom by die voorry en al daai goed is backline kan ons nog altyd sê daar is spoed, maar as ons net praat oor die spel, dis baie meer direk. Voorspellers. En dan wat mense kan sien by Varsity Cup is daar verskeie reëls wat aangepas is sodat die spel vinniger gemaak kan word, meer voordele gemaak kan word vir 'n span, aanvallende span byvoorbeeld en daai tipe van goeders. Dit is nie wat ervaar word by Carlton nie. En wat jy nou tereg sê, dit kan dalk stadiger voel, maar wat die mense ook nie uit die oog uit moet verloor nie, daar is spelers wat regtig waar ook hulle oë op hoër laure het, jy weet. Ja. Hy gaan nooit 'n deel wees van 'n kampioenspan byvoorbeeld wat julle nou is nie, maar hy weet, hy kan deur middel van sy individuele insette kan hy ook miskien vir hoër laure speel. Ja. So dit is die teestand waarin julle self gaan bevind Saterdag. Ja. So nee, dit is net daar's nie ek persoonlik nie iemand uit nie of enigiets soos dit. Ek sê net die algemene spel oor almal dit is bietjie stadiger, maar dan kry jy mense daar's altyd 'n Centurion en Laity wat van agter af kom en hy weet waar om te hardloop. Jy kry altyd 'n Naka speler wat opkom want hulle het nou ook 'n akademie daar sover as wat ek weet wat deurkom en dan sien jy okay, maar hierdie Laity kan speel en dan moet jy net 'n oog hou op hom wanneer hy voor jou is en al daai goeters. Ja, definitief. Damian, net om vinnig saam te vat, jy sien jouself in hierdie vergrote spelergroep en jou toekoms vir hierdie jaar? So ek het die voorreg gehad om hierdie jaar saam met die Franchise Cup bulle te oefen en al daai goeters en my doelwit is om by die Currie Cup hierdie jaar uit te kom en al daai goeters en enige rugby spelers sal vir oom hulle sê as hy nog wil rugby speel, hy streef altyd na hoër hoogtes. So ek sal altyd eerder vir die
Hulle speel maar tikkies is 'n baie spesiale plek in my hart. Ja, beslis so. Ek is al baie betrokke gewees daar met tikkies rugby ook gewees. Maar wat ek vir jou persoonlik wil sê, alle sterkte voorspoed vir die seisoen wat voorlê. Mag jy goeie gesondheid behou, beseringsvry bly en mag jy daar uitkom waar jy jou mikpunt gestel het. En weet net altyd, dit is net 'n stepping stone. As jy by daai mikpunt uitgekom het, daar's altyd een verder. Ja, nee, ek waardeer. Dankie oom, ek waardeer dat Mag my goed gaan. Dankie. Goed reg gemaak. Ons is meer as spelers, ons is broers. Deur te Kenton, ons is blou bloed. Ja, ons is blou bloed. Ja, welkom terug hierso by die Blouboet Kontry en 'n potgooi program. Ons probeer vir u al die inligting bring wat ons kan versamel voor die seisoen, die opwarmingswedstryde, kompetisies wat reeds gespeel is, die kompetisie wat voorlê, die Carlton Cup wat voorlê, maar ons is bevoorreg om hier vir Andile Mjeni te hê by ons. Andile, welcome here with us. Thanks for your time. If I can just enlighten the viewer back home, you were the man of the match in the varsity final. True, yes, I was. Yes, and you enjoyed it very much so. Definitely. It was a great, achievement to have, because it's one for the future as well. Is this your first time in the team, or did you had any previous games with them? I'm actually at the moment the most kept in the varsity cup in our team, because I started playing when I was 18, 2023. Okay. So yeah. Yeah, so you've made your mark there already. Definitely. Tell me for the future, will you be there next year? Yes, I'm finishing my studies next year, so I'm still at Tuks next year. In what line are you? I'm studies? studying education. Okay, Education, that's yeah. cool. And then are you still part of the team going forward into the next competition that we've got? Yes, so upcoming is the Carlton, and I will be part of the Carlton. And then after that, I learned that you've got still a tournament for university further on in the year. Definitely, we have USAs as well after the Carlton Cup, so there's still a long season ahead of us. And I Yeah, think it's more definitely. exciting to play rugby like that. Earlier, I spoke to the president of the Blue Bull Union and Mr. Willem Strauss, and he said that this is quite a long season up until the end of October. So you guys, as students, you've got your work cut out for the year. Definitely, I think we know that it's a very tough season. It's breaks in between, yes, but I think every competition comes with different challenges. But yeah, I'm excited. I'm excited to start even this coming game on Saturday. You going to carry your let's say your level of contribution to your team. You're going to carry it forward. Do you see it as a challenge? I wouldn't take it as a challenge, but it's definitely an exciting role to take part of, because it's that change from being that young player in the team and now I'm one of the seniors. So it's a big role, but I think it's more exciting and it gives confidence to me as well as a player to grow. Obviously, you did partake in previous Carlton Cups. Yes. Okay, sure. So you're familiar with the level of play there. Tell me, later on in the season, what is there to play for you as a person, because you've achieved this man of the match allocate earlier in the season. What are you striving towards for the rest of the season? I think for every player in the varsity league, they look to also get a bit of confidence into playing the senior guys, because Carlton is more of the senior guys, whereas Varsity Cup is more playing against your peers, people your age. So as a youngster playing against Carlton teams, I think that's where you get the confidence, and it's more exciting as well, to play against the senior guys, because and experience as well, eh? Yeah, you get a lot of experience there as well. It does come a bit challenging because the senior guys are more experienced and more physical and stuff like that. But I think it's something to take away. If you can play in the Carlton, which is with senior guys, it gets not a bit easier, but you get more confidence in the Varsity Cup and user competitions. Yeah, definitely. Andile Mjeni, as the player of the match in the Varsity Cup final,
Once again, congratulations. You thoroughly deserve that, and may you continue your good form right throughout the season, especially in the Carlton Cup. I think the questions that's going to be asked against you from the other teams, other players that want to meet themselves against you, and but may you continue your good form and keep well. Aka going left, finding their way into space here are Tuks. There it is, looking to get men behind that ball, looking to use their physicality. We've seen the big boys that play for the Grizzlies. Wood Tuks, great line out execution here. Watch the Grizzlies go. Watch this man on the hunt for their second try. Great combination. Yes, sir. 10 points. Great take there by the Grizzlies. Watch them go yet again. Blankies. Oh, what an absolutely beautiful try. Grizzlies with ball in hand, looking to put down the shoulder. Tuks pushing back. Long pass here. Yes! Yes! Discipline. Yet again being a talking point. This time not for Tuks, but for the Grizzlies. Yellow card being given. Yes, sir! Just the way in which Tuks pouncing on opportunities there. Being caught sleeping. Unfortunately, yet again, quite interesting to note how Tuks just struggling to convert at the moment. As I say that, great offload, running into space. Watch this man go. Simply unstoppable, looking for the pass. Shaking off the tackle. Yes, yes. Now discipline. Really breaking their confidence. Nice and easy execution of the line out here. Truly unstoppable are Tuks. Full time right here in the Carlton Cup, 42 to 29 points. An opportunity now for us to chat to the skipper of the Tuks first team, Deon Coetzee, the man with the number 3 on his back. Deon, talk to us about the way in which the Tuks team were able to use your substitutions. Because you look at a player like Fourie, the man with the number 16 on his back, coming in the second half, and since then the lineouts looked a little bit better. Talk to us about the bench that you guys have, but also how you guys use them as a weapon to close off games. So the lucky part of us, we have depth. So as you can see, Gustav, our number 2, is a young but very strong hooker. Yeah. And then John Phyllis Fourie, he came on with experience, always comes on with. He's actually, our rating as a very open hooker. Yeah. Sees space, can kick off the ball, and I like to scrum with him. So as a tight end, I love him, and I think as a 10, you can also back him anytime. We know that Tuks are a very respectable team, recently winning the Varsity Cup as well. Looking at the Carlton Cup, for you guys as a squad, what is it that you guys want to achieve this season? You know what? Just capitalize every game. Focus on game for game, not focusing on anything, because Carlton is a two-part series. So just be patient with Northern, Wolves and Rhinos out. It's not a long season, but still you need to keep focused. Just keep focused on each game, and then for us, keeping that set piece, because they are older and bigger guys. So us being younger guys, we just need to stick to our game plan and go forward. Deon, absolutely beautiful performance. Enjoy the celebrations, have a few cool drinks, have fun this evening. Thanks, this evening. Thank you. Bye, donkey. Full time right here in the Carlton Cup, Tuks securing a brilliant victory this afternoon, beating the Grizzlies. Some would say dismantling them in that second half. Damien, the coach of the Tuks team, smiling from ear to ear. You're looking happy. Happy with that performance, coach? Ja, dat was wel great. En dat was ons al 3 jaar dus hier speel. Ja? En elke keer verloor ons. Maar vandaag was hij dag geweest. We staan hier met 3-3 uit. Ja? So, goede begin voor die Varsity Cup. Ja? Alles is sterkte nie, maar ons het mooi afgeskop. Vertel my oor daai tweede helfte
van die eerste helfte, so van 20 minute tot 40 minute. Wat het fout gegaan vir die Takkies manne? Wat het so klein bietjie gesukkel? So die intent was die daar gewees, hulle het ons gebied van die bal af, na die bal toe. So hulle intent was daar gewees, hulle carries was baie goed gewees, met die rakke was hulle intent was dit beter, hulle physical dominance was daar gewees. So toe vraag ek vir my manne, boys, as ons hier is, as een ding in rugby, rugby is 'n collision sport, en een ding wat jy wil hê, jy wil collision wen. So kom ons wen die collision en ons kyk wat gebeur daarvan. Looking at the way in which you used your substitutions, the one thing that I questioned during the first half was your line-out. Bringing on Fourie, the man with the number 16 on his back, a lot better in terms of the line-out performance that we saw in the second half of the game. For you as a coach, what's important in those moments? Because mistakes are made, but then you want the players to fix those mistakes in the second half, and that's exactly what the team did. So one of the guys is actually he's a junior, so he didn't play much in Varsity Cup, so we want to give him that opportunity. Ja. Net om seker te maak hy is hy ou om beter te wees, wat hy hanteer het, hanteer. So ons geweet ons het verreë by einde. So gaan die game nog steeds tyd hou, die game was nie weg gewees nie. So ons wil hom opsit, dit is net wat gaan vorentoe gaan. You can't buy experience, they say. We know that Tuks is a quality outfit, recently lifting the Varsity Cup trophy for the 6th time. For you, coach, heading into the Carlton Cup, is there pressure? Because every time we watch Tuks play, we know we're expecting a victory. So the one thing that I must say is to bring the interim coach now, the pressure is always there because of the history of the Carlton. You know, it's one of the oldest competitions, so everyone here in Pretoria, you understand? Yeah. Willem might get joke about we number 1 in South Africa, but we fought in Pretoria. So the guys is just going to go out and make sure that we can rectify it. Coach, wat wil julle as 'n span bereik hierdie seisoen? Wat is die plan? Ek weet ons wil altyd een beter gaan. So we have that opportunity as I dink wat ons altyd sê van just one more, so ons het semi-final gebruik hierdie jaar. So wat ons wil doen is ons wil seker maak ons van een stapie meer. Gee ons 'n kans in die final en om daar te wees en dan kan ons fight ons weet wat gaan gebeur. Dan wen julle nog 'n trofee. Nee, coach. So as ons Varsity Cup, Carlton Cup, ons wil eers veg om in die final te kom, so dit is daar is. So dis kan weer ons gee self hy kans om hy veg te veg. Baie dankie, coach. Enjoy the celebration. Ja, baie dankie. Dankie. Full time here in the Carlton Cup. Tuks securing a solid victory. The Grizzlies, unfortunately, somewhat falling apart in that second half. Of course, we've got the captain here, Andre, joining us for a post-match conversation. Andre, ons moet erken die feit dat julle het goed gespeel, maar al in die tweede helfte van die eerste helfte. Nee, so ek dink ons het redelik die game goed begin. So ons het 'n lekker tempo opgesit eerste helfte. En die tweede helfte het ons goed begin. Ek dink toe raak ons 'n bietjie gemaklik. Ja. En ek dink dis wat ons gevang het, maar ek dink die Tuksmanne het aangehou. Dis die jong latte. So ons is klomp ou manne, maar wel dan hulle het gekom vir ons. So net deurgedruk tot die einde toe. So hulle verdien die wen. Andre, looking at things that you might want to fix going into the rest of the season, we know that it's still a long competition, things can turn around. This is just the first defeat of the season. I'm sure there are also some lessons that you want to take from this game as well. Ja, ek dink definitief daar is iets om huis te vat. So ek dink die manne weet wat ons foutief gedoen het. Ek dink hulle weet ons het gemaklik geraak. So ek dink ons het dit klaar uitgesorg nou. 'n Paar harde woorde gehad, maar die manne is in. So ek sê vir hulle kampioene verloor ook. Ja. So en ja, wel dis die eerste game. Daar's 'n dubbel ronde. So ons moet net deurdruk. Reminds you, Springboks lost the first game of the 2019 Rugby World Cup and went on to win the tournament. So you guys still have a chance. In terms of your goals and what you want to achieve this season, we know that the Grizzlies are one of the big teams, well known across Pretoria. The fans came out this afternoon. They're expecting a lot from you guys this season. What do you guys want to achieve? Ek dink ons gaan elke game vat soos dit kom. Ons gaan nie direk sê ons gaan in 'n final speel wat ons laas jaar in gespeel het nie. So ek dink ons vat game vir game, maar ons einddoelpunt is vir die Carlton. Almal speel tog in die kompetisie om die Carlton te wen. So ek dink maar ons gaan dit game vir game vat. So en ek weet definitief die manne koop in om elke game te jol. Ja. Vat hom voluit elke game. Well done. Dankie. Not securing the victory, but you'll definitely bounce back. Definitief. Baie dankie. Baie dankie. Die volgende program wat ons vir julle gaan aanbied sal sekerlik in volgende Saterdag dan vrygestel word. Die eerste inleiding nadat die Carlton Liga hierdie naweek afskop hier in die Blouwil kontry
en dan gesels ons verder op die program wat jy 'n nota van moet maak, die Blou Bloed kontry en Potgooi deelname sal sekerlik later van tyd bewerkstellig word, maar tot en met dan sal ons verder gesels. Ons